Goeiedag geliefdes, van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Welkom by ons laaste oordenking van hierdie baie spesiale week. En as jy nie weet hoekom is die week vir ons spesiaal nie, hierdie week merk ons 2 jaar viering. Beleefgemeente is werklik 2 jaar oud. Nou ons het hierdie hele week ons het teruggekyk na tye daarvan dat ons klein dinge nie moet geringag nie. Ons het gesien hoe God deur sy gees bou. Ons het gesien dat hy is betrokke. Ons het ook besef en geleer dat God is in daai wagtye, daai stiltye, is hy werklik, hy's daar, nee, hy's daar. En gister het ons spesifiek stil gestaan by sy trou, dat hy deur die geskiedenis van ons lewens altyd werk, as ons veral terugkyk hoe hy gewerk het. Maar vandag wil ek hê ons moet iets anders te doen. Ons moet intentioneel vorentoe kyk. Kyk gou weer wat sê Sagaria 4 vers 9. Zerubabel het die fondament van hierdie tempel gelê en hy sal dit ook voltooi. Geliefde, wat 'n wonderlike belofte maak die Here hierso. Hy sê nie net hy was by die begin nie. Hy maak die verklaring, hy maak die belofte, dat hy sal ook by die voltooiing wees van hierdie projek. Dit is so belangrik vir ons om dit te kan raak sien of dit te moet hoor, want baie van ons leef soms asof God net in die verlede getrou was. Ons stories is net van daai tyd, ons getuig van wat hy gedoen het in die verlede, maar ons vergeet baie keer om te glo in dit wat hy nog vir ons gaan doen. Nou as ek jou vandag net kan vra, is daar area in jou lewe, nee, waar jy dalk opgehou het om te verwag? Jy het jou hoop het begin afneem. Waar jy begin dink het, miskien is dit maar net nou hoe dit gaan wees, nee, so gemaak en so gelos, nee. Geliefde, die Here herinner jou en vir my vandag aan die volgende: die God wat begin het, bou nog steeds. Hy is nog nie klaar met jou nie. Hy is nog nie klaar met jou kinders nie. Hy is nog nie klaar met jou huwelik nie. Dalk vertrou jy hom vir fisiese genesing. Hou aan vertrou. Hy is nog nie klaar met jou genesing nie. Hy is nog besig met jou. Dalk voel jy is nie waar jy wil wees geestelik nie. Dan wil ek vir jou vandag bemoedig. Hy is nog nie klaar met jou geloof nie. Hy hou aan bou in en deur jou lewe. As ek dit oor beleef mag sê, nee, hierdie volgende, God is nog nie klaar met hierdie beleefgemeente nie. Ons vier vandag nie net 2 jaar wat agter ons is nie. Ons vier ook die feit dat die Here nog steeds mense roep, nog steeds mense herstel. Hy genees nog steeds, hy red nog steeds, hy bou nog steeds, hy bou mense nog steeds in. Die fondament is gelê, maar God is nog besig met die volgende vlak. Ek dink aan Zerubabel wat begin het en later Nehemia wat klaar gemaak het. En ek hoop jy ken al daai stories, jy nie gaan lees daai storie. Dis verskillende seisoene, verskillende fases, maar is dieselfde getroue God. En dis dalk ook jou storie vandag. Miskien het God in een fase van jou lewe uit al afgehandel, nou is hy besig met die volgende. So geliefde, moenie hoop verloor nie. Moenie ophou glo nie, moenie ophou bid nie. Geliefde, God se trou stop nie by die begin nie. Ek wil hê met hierdie waarheid net vandag, net regtig onthou dit net. Die God van gister is steeds die God van môre. Die God van gister is steeds die God van môre. En daarom wil ek net ook hierdie tyd vat en net sê dankie vir almal wat nie net hierdie week saam met ons gejeug het of verheug was en celebrate nie, maar dankie vir almal wat inskakel weekliks. En as jy in die Alberton omgewing is, wil ek jou regtig aanmoedig, môre gaan ons 'n dankbaarheidsdiens hê waar ons gaan intentioneel terugkyk na dinge wat ons gaan vier en wat die Here vir ons gedoen het. En dan as jy nog nie weet nie, ons het 'n lekker na die diens het ons 'n potjie kos ete, familiedag, en as jy in 'n omgewing is, asseblief kom maak 'n draai. Dis R50 per persoon, maar dit gaan 'n groot bord kos wees en 'n lekker pudding na die tyd. Maar dit gaan eintlik oor ons wil graag net stil staan, terugkyk, dankbaar wees en saam met mekaar net fellowship. En as jy ver is en jy hoor nou ons het 'n potjie kos dag sonder, jy los maar 'n kommentaar en sê ek soek ook potjie, man, jy's like koerier is my poedou, stuur my potjie, wat ook al. Ons wens almal kon môre net saam gewees onder een dak. Maar geliefde, van my kant af wil ek net sê, ons waardeer julle. Ons kan nie sonder julle nie. En ek hoop dat hierdie week se oordenkings jou net so bemoedig soos dit vir my bemoedig het. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u liefde en dankie dat u vir ons lewe gegee het, ook deur u seun. Dankie dat wanneer ons wandel in vaste vertroue dat u met ons werk, deur ons, in ons, dat ons bly nooit dieselfde nie.
en dat ons is altyd in proses om nader en nader en nader in U te kan groei. En dan wil ek regtig net stil staan vandag en net dankie sê vir Beleef Gemeente. Dankie vir ons gemeente. Dankie vir ons span. Dankie vir al die mense wat kom, die vrywilligers wat elke Sondag opdag vroeg voor die diens, wat help met orkes en opslaan van tafels en die skoonmaak van stoele in kinderkerk en almal wat van ver af ook net inskakel en getrou ondersteun en kyk en ons bemoedig en sê dankie, ons sien wat julle doen, ons beleef. Here Vader, ek kan dit nie alleen doen nie en ek wil dit nie alleen doen nie. Daarom vandag sê ek vir U so baie dankie vir elke liewe persoon wat U vertrou met Beleef Gemeente. Ons loof U daarvoor, ons eer U daarvoor. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.